Dr. Christine O'Dea. Dr. Christine O'Dea met sy praatjie sout en peper. Hy vra, ek en my verhoudings. En watter soorte verhoudings leef jy almal? En hoe laat jy jou lig skyn in elke verhouding? Dit is Dr. Christine O'Dea. Willem, ja, almal wat luister, baie lekker om weer te kan gesels. En daarom dink ek, het is baie lekker dat ons bietjie gesels oor al die verskillende verhoudings waarin 'n mens staan. Dat 'n mens kan hom uitbrei tot baie ver, en dit gaan vir my meer oor die naby verhoudings wat 'n mens het, eerder as wat dit is oor die ver verhoudings wat 'n mens het. Mens kan baie naby begin. Dit is so, 'n mens kan begin by jouself, en dan jou verhouding met die Here, en dan jou verhouding met jou ouers, jou verhouding met jou lewensmaat, die verhouding met jou broers en susters, die verhouding met jou oupas en oumas, en so kan 'n mens hom nou uitbrei en uitbrei. Vandag wil ek so 'n bietjie gesels oor al die soorte verhoudings wat 'n mens binne kan staan, nie noodwendig net die familieverhouding wat 'n mens so gewoond is om aan te dink en oor te gesels nie. Ja, maar jy moet vir ons verduidelik, want eintlik slaan ons gedagtes nou net vas hier by rondom ons, en ek weet, of ons behoort nie ver te begin en nader te werk nie, ons moet hier begin, maar wat soort verhoudings wil jy vir ons bespreek en uitwys? Ek dink as 'n mens praat oor verhoudings, praat ons van 'n verhouding wat interpersoonlik is. En dit beteken, dis 'n diep, sterk of noue assosiasie tussen twee of meer mense, wat of kort of blywend van aard kan wees. So met ander woorde, mense assosieer met mekaar. En hierdie geassosieerde verhouding kan gebaseer wees op afleiding, liefde, solidariteit, interaksies op besigheidsvlak of werksvlak, en dan ander sosiale verbintenisse, soos byvoorbeeld 'n mens kry in die kerk, of 'n mens kry jy behoort aan die boerevereniging, of so iets. So met ander woorde, dit is 'n noue assosiasie of kennis tussen meer mense. Nou hierdie interpersoonlike verhouding word natuurlik gevorm binne 'n konteks. Die konteks kan sosiaal wees, dit kan kultureel wees, dit kan religieus wees, of ander invloede. Ons kan sê, polities kan ek aan dieselfde politieke party behoort. So hierdie konteks kan wissel vir 'n gesin, dan praat ons van 'n gesinskonteks, of verwantskappe, dan praat ons van verdere familie, ooms, tannies, neefs, niggie, of 'n mens praat van 'n gemeente waarbinne jy kan wees. Dan praat 'n mens ook van 'n vriendskap. Daar's verskillende vriendskapsverhoudings. Dan is daar ook natuurlik die meer intieme, die huweliksverhouding. Dan verhouding met medewerkers. En so hierdie medewerkers waarvan ons praat, is dan mense wat ek mee werk op een of ander vlak. En dan kry 'n mens natuurlik ook die werk in die klubs en jou woonbuur. Ja, so. Dit kan gereguleer word deur 'n wet of 'n gewoonte, of sommer net 'n onderlinge ooreenkoms. So wanneer ons kyk na hierdie verhoudings, hierdie interpersoonlike verhoudings, dan het ons te make met assosiasie tussen mense binne 'n sekere konteks, en dan wil ons met daardie konteks en die assosiasie iets tot stand bring. So wat is dit wat ons dan tot stand wil bring? Wanneer ons kyk na die verskillende soorte verhoudings wat ons het, dan is daar verhoudings wat ons kan noem veiligheidsverhoudings. Dis 'n verhouding wat ek aangaan om te kan veilig voel. 'n Kind wat alleen in die veld rondhardloop en skielik bang word, gaan soek sy ouer om veilig te voel. Wanneer ek in 'n buurt rondloop en ek is skielik bang vir die buurt waarbinne ek my bevind, soek ek iemand met wie ek 'n veilige verhouding kan aangaan om my te help deur my bang wees. Maar dan kry mense ook besigheidsverhoudings. Dis wanneer daar waardes geruil word, en gewoonlik werk dit op 'n wen-wen verhouding. Ek gaan winkel toe, ek gee geld en ek kry melk.
Ek gaan winkel toe, ek kry 'n brood en ek gee geld vir die brood. So, dis 'n wen-wen verhouding. Vennootskappe en werkgewer en werknemer, maar natuurlik is daar ook dan anders, soos wanneer ek 'n kontrakteur vra om vir my te help, of ek het 'n kliënt, of ek het 'n huurder of 'n verhuurder. So dis al daardie soorte besigheidsverhoudings. Maar dan is daar ook vriendskapsverhoudings. Die fisiese afstand speel 'n rol om hierdie ding te laat werk of nie te laat werk nie. Want mens moet gereelde kontak hê met jou vriende. En nou, deesdae werk dit wonderlik, dat mens vriendskap oor see nog steeds in stand kan hou met die wonderlike Zoom en Teams en al hierdie ander wonderlike internetskakels wat 'n mens kan gebruik om dit dan te doen. So, dit is nie 'n eenrigting verhouding nie, dit is interafhanklik van mekaar, daar is 'n gee en 'n neem, maar dit lê op die vlak van dat ons vriende is, daar's 'n lojaliteit wat ons deel, daar's sekere beginsels en dinge wat ons ooreenkoms, spesiale dinge wat ons deel met mekaar. En dan kry ons, na die vriendskapsverhoudings, kry ons natuurlik die liefdesverhoudings wat meer 'n intieme verhouding raak. Intieme verhouding is wanneer ons praat van 'n man-vrou verhouding in 'n huwelik. Wanneer ons praat van naby verhoudings van besondere vriendskappe, Dawid en Jonathan was heel waarskynlik 'n intieme verhouding in terme van dat hulle nie grense gehad het oor die geheime wat hulle het en wat hulle deel nie. En dan kry 'n mens natuurlik jou gesinsverhoudings. Die gesinsverhouding is beide intiem, maar ook vriendskap. Dis beide 'n gee en 'n neem, maar ook net 'n gee verhouding. Die intieme verhouding het 'n baie besondere eienskap. Dis 'n verhouding waar ek gee sonder om terug te wil hê. Dan het ek hierdie intieme verhouding van, dit is 'n eenrigting verhouding, dis van my kant af, en ek gee intimiteit, ek gee liefde, ek gee al die ander goeders wat daarmee gepaard gaan. En as ek terug ontvang, is dit vir my wonderlik. So, in daai sin, dink ek moet 'n mens dan nou kyk na jouself, maar wanneer ons praat van verhoudings, hoeveel verhoudings kan ek instaan, of nie instaan nie? Wat baie keer gebeur is, mense gaan soveel verhoudings aan met ander mense, dat die verhoudings waarin hulle is, eintlik al hulle energie vat, en al hulle tyd opneem. Dan sukkel 'n mens om uit te kom by die diepte van waaroor gaan dit in 'n mens wees. Iemand kom gister hier na my toe en sy sê vir my, sy's 'n pleaser. En ek sê vir haar, wat beteken dit? Sy sê, sy wil net hê almal rondom haar moet gelukkig wees. En ek sê, en jouself? Sy sê, ek is gelukkig as ander mense rondom my gelukkig is. En die oomblik wanneer 'n mens dit doen, dan word jou geluk bepaal buitekant jouself. Dan moet jy ander mense gelukkig hou, en as hulle ongelukkig bly en nie gelukkig gemaak kan word nie, want daai soort mens is dan in daardie kring rondom jou, dan is jy 'n ongelukkige mens in jouself. So wanneer ons dan praat van ek en my verhoudings, lyk dit vir my daar is iets van dat daar moet 'n veilige verhouding wees in 'n mens se lewe. Daar moet 'n wen-wen verhouding wees in 'n mens se lewe. Daar moet vriendskap verhouding in 'n mens se lewe wees. Natuurlik van ons wat dit gegeen word, 'n liefdesverhouding wat intiem is, moet daar dan ook wees. En dan moet daar die gesinsverhouding wees. So wanneer ons dan na ons verhoudings kyk, moet ons vir onsself afvra, wat se kapasiteit het ek? En as ons na hierdie paar verhoudings kyk, hoeveel kapasiteit het ek in elkeen van hierdie verhouding om dan 'n ordentlike verhoudingsmens te kan wees, ook vir ander en myself. En ek dink dit is vir my die belangrike wanneer ons dan hierna kyk, dat ons vir onsself afvra, maar wanneer ons dan oor hierdie verhoudings praat, is dit belangrik dat ons praat oor balans. Balans sou wees dat ek moet iewers op 'n skaal al my verhoudings kan plaas en myself op die ander kant van die skaal, en dat die verhoudings waarbinne ek staan nie swaarder weeg as my verhouding met myself nie. Dit moet iewers in balans wees, want as ek 'n verhouding met myself het wat in balans is met verhouding met ander mense, eers dan kan ek regtig verstaan wat beteken dit om ook 'n verhouding met die Here te hê. Want wat baie keer gebeur, is mense gaan so op in hulle verhoudings, gaan so op in hierdie ander verhoudings, en dan dink hulle staan in 'n verhouding met die Here, en met hulle self
as hulle hierdie verhoudings in stand hou. Ek dink die lewe leer ons, dis nie waar nie. Dan moet iets wees van om grense te kan stel aan die verhoudings waarbinne ek staan. En dis nie vir my nou vandag om daai grense uit te klaar nie. Maar kom ons neem net kennis daarvan dat daar moet grense wees. Elke verhouding het sy rol om te speel. Ek kan nie aan een verhouding die rol wat hy het om te speel so groot maak, dat die ander verhoudings waarbinne ek staan, nie ook hulle rolle in my lewe kan speel nie. En ek dink dit is die uitdaging waarvoor ons staan, as ons dan praat oor ek en my verhoudings. Jy sny dit wyd aan, want eintlik het ons 'n magdom verhoudings. Jy het gepraat oor korter en langer, meer permanente verhoudings en korter verhoudings, maar dan ook sosiale, akademiese, finansiële, ander verhoudings, werkverhoudings, dan die meer persoonlike, miskien familie, intieme verhoudings, gesinsverhoudings ensovoorts. Ons het 'n klomp verhoudings waarin ons staan. Het party mense die kapasiteit om beter binne sekere verhoudings te reageer en te ageer as ander. En almal eweveel verhoudings goed regeer. In hoeveel verhoudings begewe ek my vlak, jy weet, wat baie eise aan my stel. Nie dat dit 'n intieme verhouding is nie, maar dit is 'n veel eisende verhouding. Moet ek leer om dalk nee te sê, soos hierdie vrou wat gesê het, ek is gelukkig as ander mense gelukkig, byvoorbeeld. Willem, dankie. Ja, ek dink wat vir my belangrik is, natuurlik moet ons almal behoort. Dis deel van wat ons ook lees in die Bybel. Dis nie goed dat die mens alleen is nie. Kom die Here en hy sê in Genesis 1. So met ander woorde, die Here kyk na die mens en hy sê, dis nie goed dat hy alleen is nie. So ek sal vir hom maak om te behoort. So ek sal hom daai behoefte gee. En natuurlik moet ons op 'n manier sosiaal kan uitruil met ander. Dat daar iewers iets van 'n beloning is ook in my verhoudings met ander mense. En dan is daar ook natuurlik my verhouding met myself, wat 'n baie belangrike verhouding is. Dat 'n mens dan sal sê dat in hierdie verhouding met myself is dit ook van belang. Maar nou kom ons staan net so 'n bietjie stil by myself. Sekere mense het die kapasiteit om ander mense rondom hulle bymekaar te maak en dit help hulle om energie te kry. So, jy kry daai mens wat in 'n vertrek instap en hoe meer mense daar in die vertrek is, hoe meer energie kry hierdie persoon. En hoe meer gesels hy, groet hy almal en hy neem eintlik van die gesprekke oor, so gee die ander mense om energie of vir haar. Maar dan kry jy ook wat in 'n vertrek sal instap en sê, "Sjoe, hier's te veel mense." En na 'n hoek sal beweeg en met 1 of 2 mense daar gesels. En nie dit daaraan het om met meer as die 2 mense rondom hom of haar te gesels nie. So ek dink 'n mens moet jouself ook ken wanneer 'n mens kyk na hierdie. En dit is, wat is jou kapasiteit? Natuurlik moet jy behoort, natuurlik moet jy sosiaal verkeer, maar jy het ook 'n verhouding met jouself. Sekere mense sal op 'n stadium net gaan sit en by homself wees. Ek is nou by 'n skool betrokke en ons het hier kinders, as die kinders na die paviljoen toe gaan om 'n bietjie skoolliedjies te sing en so aan, gaan daardie kinders en hy gaan sit agter die paviljoen waar daar nie te veel lawaai is nie, net om nie deel te wees van hierdie geraas nie. Want dit is nie vir hom of vir haar om in hierdie geraas te sit nie. So mens kry die mense wat nie van geraas energie hou wat 'n groot groep mense genereer nie. Hy is meer eenkant, sy is meer eenkant en hulle is gemaklik daarmee. Hulle sal kyk hoe dit gebeur, maar wil nie deelneem daaraan. So 'n mens moet vir jouself afvra, wat is my verhouding? Wat is my behoefte? En wanneer ek dan my verhouding en my behoefte kan bepaal, dan weet ek hoe ek en my verhoudings dan verder moet ontwikkel. Terug by die dogter wat vir my kom sê het, sy wil almal tevrede stel. My vraag was toe vir haar, het iemand al vir jou raad gegee? Toe sê sy ja, sy was op 'n stadium by 'n sielkundige wat vir haar gesê het, waar is om jouself tevrede te stel? En sy sê, maar ek het nog nooit daaraan gedink nie. So mense kan so op ander mense ingestel wees, dat jy nooit dink, maar wat stel my tevrede nie? So, dit is ook 'n verdere eienskap wat ek dink wat belangrik is. Want om nie alleen te wees nie, is nie goed vir die mens nie. Het God gaan sê, die mens moet goed wees vir homself. En deur goed te wees,
is hy in 'n verhouding met ander mense. So wat is vir jou goed in die verhouding waarin jy staan? En dit is uiteindelik waarna ons moet gaan kyk. Dit sou vir my die toets wees, wanneer 'n mens dan oor verhoudings praat. En 'n mens hou in gedagte, dat die Here sê, maar hy het die mens goed geskape, maar toe sê hy, dis nie goed dat die mens alleen is nie. So wat is goed vir die mens? Dat hy wel in verhouding staan. Maar, elke mens het 'n ander soort verhouding, wat nodig is, wat goed is. En dan moet ons die ander vraag vra, wanneer is ek goed vir 'n verhouding waarin ek staan? En dit is belangrik dat 'n mens dit ook in gedagte hou. Ek kan eintlik net goed wees in 'n verhouding as ek reeds die verhouding met myself uitgeklaar het. Die twee kan tog nie eintlik verskil nie. As ek nie gelukkig tevrede myself is nie, kan ek waarskynlik nie heeltemal goed wees vir 'n verhouding of in 'n verhouding nie. Willem, jy raak nou 'n onderwerp aan wat ek dink 'n mens heeltemal op sy eie moet hanteer, maar jy is 100% reg. Want baie mense kan in die wip gevang word dat ek het mense nodig om beter te voel oor myself. Ander mense het my nodig om beter te voel oor hulle self. En daardie emosionele las wat 'n mens dan op so 'n verhouding sit, is nie goed vir beide van die persone wat in so 'n verhouding staan. So jy is heeltemal reg, wanneer dit gaan oor, wanneer is 'n verhouding goed, dan gaan dit daaroor, is my menswees, wanneer ek hierdie mens dan in 'n verhouding mee staan, is dit goed vir die mens. So ek moet voordeel trek, mense bevoordeel met die verhouding waarin ek staan. En natuurlik is die oorsprong daarvan ook 'n goeie verhouding met myself. Ek wil miskien 'n onredelike vraag vra, maar jy kan hom antwoord soos jy dink. Is daar 'n manier om te meet wanneer ek op 'n goeie plek is met myself, in 'n verhouding met myself? Is daar 'n basis om te sê, maar goed, ek vaar nie finansiëel so goed as my buurman nie, en of die of daai. So, my verhouding is nie heeltemal reg, want ek moet ook in 'n finansiële verhouding. Jy het gesê ons het 'n klomp verhouding, maak nie saak of dit persoonlik of andersins is nie. Is daar 'n manier om te verifieer? Nee, ek is daarom op 'n redelike goeie plek, of wissel dit maar van elke mens tot mens? Of is hierdie thema's soos vaar nie akademies goed nie, byvoorbeeld jou kinders wat jy mee werk op skool, is dit 'n bewys van een of ander gebrek ergens in 'n verhouding? Willem, ek dink wanneer 'n mens na so 'n vraag kyk, daar's sekere kennis wat ek nodig het om sosiaal vaardig te wees. Dit beteken, ek moet weet wie ek is. Ek moet weet hoe ek optree teenoor ander mense. Ek moet weet van gewoontes en gedagtes wat in 'n verhouding nie hoort nie. Ek moet weet van mannerismes wat ek het, wat ander mense afsit. So daar's 'n sekere mate van kennis nodig van hoe tree ek sosiaal op, en daarvoor het ek 'n klankbord nodig, of 'n paar klankborde. So ek moet gaan uitvind, wat dink mense van my as 'n sosiale persoon? Lag ek te hard? Neem ek gesprekke oor? Bly ek altyd stil? Sê ek nooit iets nie? Mense wonder altyd. Ek sê lekker om met my te praat nie, want daar's nie terugvoer nie, daar's nie rapport nie. So daai sosiale vaardighede, daai kennis wat ek moet hê. Ek moet weet dat wanneer ek in 'n verhouding is, sosiaal, intiem, wat ook al, is daar sekere vaardighede wat nodig is. Wat is dit? Ek moet daai vaardighede aanleer. Ek moet kan my mond oopmaak wanneer ek by 'n ander persoon is, deur my ore te gebruik, te luister en terugvoer te gee wat ek hoor wat die persoon sê, en dan verder uitvind as ek sou wou. Wanneer iemand my 'n vraag vra, hoe antwoord ek dit? Kortaf, of hoekom vra ons die vraag vir mekaar? Daar's 'n sekere vaardigheidsvlak wat nodig is. En dan moet daar 'n ingesteldheid wees. Die Bybel praat daarvan dat ons ons naaste moet lief hê soos onsself. As ek nie van mense hou nie, moenie jou straf op hulle afdruk nie. Want as jy nie van hulle hou nie, gaan hulle dit ook tel. So hoekom wil jy met mense meng? En ek dink dis die belangrike. 50% van die mense wat jy mee te doen kry, hou van jou. 50% van die mense wat jy te doen kry, hou nie van jou nie.
So, dit is die realiteit van die lewe. Jy moet 'n ingesteldheid hê van, ek hou van mense. Baie mense, dis jou eie smaak. Maar jy moet van mense hou, om met hulle te begin sosialiseer. Dit moet 'n ingesteldheid wees. Goed, kom ons kan saamvat en sê, ek en my verhoudings, die een ding wat jy nou vir my beklemtoon het, en ek wil dit nou teruggooi en dan sê jy net of ek reg gehoor het. Dit gaan nie net oor my verhoudings nie, ek moet ook 'n ingesteldheid om te weet, dat ander mense wil hoor wat ek sê, dat ek aangenaam moet wees vir hulle, so dit kan nie net of ek gelukkig is nie, dit moet ook dat ek my moet inspann om sê maar ek wil 'n aangename of 'n persoon wees wat wil kommunikeer met ander mense. Ek wil beskikbaar wees, kan nie net oor ek is tevrede met my lot soos dit is, of ek bly stil, of ek praat baie, of ek oorheers die gesprek, of ek sê niks nie. Dit gaan ook oor ander mense in hierdie lewe. So hierdie verhoudings uit 'n klomp tentakels, wat eintlik die lewe gaan interessant maak. Of dit nou vir my altyd gemaklik is, miskien is dit 'n stukkie ontwikkeling wat in my moet plaasvind. Ek wil hê jy moet vir ons saamvat, Christo, ek en my verhoudings, en dan soos, miskien, jy gee ons baie keer 'n stukkie wysheid, 'n handvatsel om hierdie week of lewe vorentoe meer waardevol te kan hanteer. Asseblief. Willem, ja, baie dankie. Ek dink 'n mens moet vir jouself sê dat 'n bloeiende verhouding het 'n dinamiese balans tussen waarop fokus ek, het 'n intieme verhouding waartoe ek beweeg of 'n sosiale verhouding waartoe ek beweeg. En ek moet daardie verhouding en die dinamiese balans van die verhouding verstaan. En dan moet ek die kennis, die vaardighede en die ingesteldheid aankweek in die hande kry om daardie balans te kan hou in die verhouding. So, ja, ek moet die balans kan voortsit. Dit moet 'n volhoubare balans wees. Baie dankie, Christo. Miskien 'n laaste woord en dan sommer 'n plek waar iemand jou kan kontak asseblief. Ja, julle kan my kontak by 082 785 1106. Ja, en ek gesels graag saam. Baie dankie, tot 'n volgende keer, Dr. Christo Naudé.